Jesus is alive. Wow. Goeie nuus. Jesus lewe. Hy het waarlik opgestaan. Kom ons gee die Here 'n prys vanmôre man. Hy het opgestaan. He has risen. Kom ons gee die Here die beste prys. Come on. Amen. Nou gaan ek jou nog een vraag vra. Kom ons gee die Here die beste prys met 'n glimlag. Woo! Come on! God is good all the time. Ek weet nie van u nie, maar ek is baie opgewonde vir hierdie dag. We are celebrate that the King Jesus Christ has risen. Ek hou van 'n ou song van Mighty Clouds of Joy wat hy sê he looked beyond the crowd to save a wretch like me. Hy het oor almal gekyk, hy kon afgeklim het, maar hy het verby alles gekyk in die toekoms vir iemand soos my en vir jou. It's amazing dat die seun van die mens het gesterf vir my en vir jou for such a time as this. Vir u wat my nie ken nie, my naam is Clifford Sheldon, ek is die lead pastor, die servant, een van die servants in Hope Family Park Dien. Vir u wat die eerste keer hier is vandag, baie welkom by die familie van Christus. Vir u wat die tweede keer hier is, baie welkom by die familie van Christus. Derde keer, baie welkom. Wat nou al lank al hier is, julle is ook welkom. Julle is nie uitgesluit nie. Wie baie keer vergeet jy die kinders van die huis. Jy gee so aandag vir die nuwe mense, dan voel die kinders so, ek is nog lief vir julle almal, hoor. Julle wat lank hier is, ons rooi shirts, baie lief vir julle. Waardeer julle uit ons hart uit. Mag die Here vir elkeen van julle ook seën. He has risen. Amen. Ek wil ook Vivian se familie wil ek verwelkom saam met ons vandag hierso. En baie welkom saam met ons. Ons hoop jy gaan die diens saam met ons geniet. En elke ander besoeker, u is ook gegroet in die naam van Jesus Christus. Ek het daaroor gepraat, Vrydag het ons 'n bietjie gesels oor die kruisiging. En ek het vir gesê, I love stories, ek hou van stories, want ons lewe is gebou op stories. Elke dag gaan dit oor 'n storie wat ons vir onsself vertel. As u nie Sondag se boodskap geluister het nie, kan jy gaan na ons Hope Family Park Dien, het ook 'n YouTube channel. Jy kan daar ook gaan luister na ons. Ek sal vir u aanbeveel. Of ons het ook 'n WhatsApp channel. Jy kan by ons navraag desk, welcoming desk gaan uitvind oor ons WhatsApp channel. Vir u wat nog nie op YouTube en die ander kanale is nie. Dit waar ons vandag se sermon, die week se sermons wat verby is opvang en u kan 'n bietjie gaan luister na dit. Maar soos ek gesê het, our life consists of stories. En vandag gaan ons na 'n storie kyk. We're going to continue to listen to a story, the greatest story ever told. Ek glo dit is die beste storie, the greatest story ever told by someone. And this story is the truth. He has risen. Amen. Ek kan vashou in hierdie belofte. Ek weet nie in watter storie jy vandag vashou nie. Ek weet nie watter storie jou formeer vandag nie. Maar die storie wat ek vandag gaan vashou is, He has risen. Kom ons bid saam en ons gee alles oor in die hande van die Here. Vader, ons kom na u toe vanmôre en ek gee alles oor in u hande. Not by might, nor by power, but by your spirit, said the Lord. God, it's not about Clifford today, but it's about your word. I have eaten your word, I have prepared your word, Lord. I have asked you, Heavenly Father, this is about your children, God. What is it that you want to give us today, Heavenly Father? What is the story that you want to share with me and with your children today, Heavenly Father? So have your mighty will in my life this morning. In Jesus' name, amen and amen. Ek wil net vir jou sê, ek kan nie die tyd sien nie, so ek staan nog steeds op 25 minute, so ek gaan baie lank praat. As die mense dink, ek gaan nie ophou nie, dan moet julle weet, is nie my skuld nie, ek kan nie die tyd sien nie. Asseblief, maar glimlag nog steeds, ek gaan my beste probeer om in die tyd te bly, né? Ek is baie opgewonde as dit by die woord van die Here kom. Ek glo baie keer van ons gaan sekere dinge deur in die lewe en jy kan nie iets voel as jy nie aan iets dink nie. Ek kan nie gelukkig voel as ek nie in 'n storie dink of aan iets dink wat my laat glimlag nie. Ek kan mos nie net glimlag nie. Ek moet dink aan iets wat my laat glimlag het. Ek kan nie sad voel as ek nie aan iets dink wat my laat sad voel nie. So my feelings is based on what I think about. So met ander woorde, my thoughts matters.
So baie keer as ons kyk na die opstanding van Jesus en ons kyk na die optrede van die disippels, wil ons onsself bevraagteken, maar hoekom het hulle so aangegaan? Hoekom het hulle getwyfel in Jesus Christus en hulle het 3 jaar saam met hom gestap? Baie van hulle het 'n close circle gehad wat saam met hom beweeg het. Maar ons moet ook weet dat hierdie week, die tyd wat opgebou het tot die kruisiging, was 'n baie up and down tydperk in hulle lewe. Daar was tydperk wat hulle gelukkig was, daar was 'n tydperk wat hulle gevoel het, wow, it is here now, maar daar's 'n tydperk wat hulle ook gemak was. Daar was 'n tydperk op die kruis wat hulle gevoel het, hulle gaan dit nie maak nie. Daar het woorde uitgegaan, byvoorbeeld, as hy die seun van God is, hoekom kan hy nie homself red nie? Hy het dan so baie mense genees, hy het dan ewen vir Lazarus uit die dood laat opstaan, en die stories wat hulle gehoor het, het hulle maak twyfel. En baie keer luister ons in stories in ons eie lewens, wat ons maak twyfel, maar ons wil nie twyfel nie, want die waarheid is nog binne in ons. Maar as die storie vertel word en daar is gevoelens betrokke, wow, kyk hoe lyk hy gaan nie afkom nie. It is done, hy het sy gees uitgeblaas. En dit kan maak dat ons begin twyfel en begin dink, wow, is die Here dan regtig die Here? Okay, hy het gesê hy gaan opstaan. Ja, die Fariseërs het geglo ook in die opstanding wat moet gebeur, maar gaan sy opstanding nie geskied miskien in die tydperk wanneer die Vader gaan kom in die einde nie. Ons weet nie wanneer dit ooit gaan gebeur nie. So daar was baie gevoelens. Onthou, die disippels was mense soos ek en jy. Hulle was nie robots nie. So hulle kan foute gemaak het. Hulle het gevoelens gehad. Hulle het getwyfel. Hulle was lief vir die Here, maar daar was ook vrees wat opgekom het in hulle. En die Here, toe Jesus sy gees uitblaas en hy sê it is done, en die aarde begin te skud, baie dinge begin gebeur, die gordyn wat die aanhangsel was, as u nie weet nie, in die ou tyd, voor hulle by die altaar gekom het, daar was 'n heilige gedeelte en agter was daar die allerheiligste. Nou by die allerheiligste is net waar die hoëpriester kon ingaan. Nou die hoëpriester was baie keer vasgemaak met 'n tou, nie baie keer nie, altyd was hy vasgemaak om sy been met 'n tou, want hulle was nie seker of die hoëpriester gaan uitkom nie, want as die Here nie gaan antwoord nie, kan die Here hom net daar straf en hy kan sterf. Dan voel hulle, trek hulle. En wat gebeur? Net sekere mense kan in die allerheiligste ingegaan het, maar toe Jesus gesterf het en gesê het, it is done, it is finished, en toe het daar die aanhangsel wat daar was, het oopgegaan vir my en vir jou, want die perfekte offer wat ons van gepraat het Vrydag, was daar gewees. Die perfekte lam was daar vir ons gesit, so met ander woorde, we may enter now. Maar nog steeds het daar baie dinge gebeur, selfs die wat nie in Christus geglo het nie, die Romeine, daar was 'n soldaat wat gesê het, waarlik, hy is die seun van God. Dit was nie net 'n storie nie, I can see it now. So ek hoor die ou sê dit, maar ek hoor die ander een sê dit. So dit met die agtergrond, gaan ons kyk na die optrede van die disippels, toe Jesus verskyn het in hulle. Die eerste blye boodskap wat ek met u wil share vandag, na die kruisiging, nadat Jesus gesterf het, nadat hulle hom in die graf gesit het, die graf is leeg. I need you to understand it. The grave is empty. Ek wil hê jy moet dit voel en aanskou, die graf is leeg. Amen. En ons kyk na die volgende, en terwyl Maria Magdalena na die graf gaan, het sy 'n instruction gekry eerste van die engel wat daar gesit het. Maar kom ons lees, wat sê die woord van die Here in Matteus 28 vers 5 tot 10. The angel said to the woman, do not be afraid. Hy herken sy was bang. For I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he had said. Come and see the place where he lay. Then quickly go and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. So the woman hurried away from the tomb, afraid yet full of joy, mixed feelings, yet full of joy, and ran to tell the disciples. Suddenly, Jesus met them. On their way, suddenly, I need you to remember the word, suddenly,
Jesus met them while they were on their way. He met them. Greetings, he said. Greeting, he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, volgende weer, do not be afraid. God, Jesus, God the Father, he knows that we have emotions because he has created us. He said, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. It was the obedience of Mary that led her to meet Christ suddenly. If Mary were not obedient and she was figuring things out and she was staying at the grave, she will not have met Jesus along the road. If Mary had to focus on her feelings en on her emotions en on, jy weet mos, die skrifgeleerdes het gesê, as hulle gaan hoor van dit, gaan hulle dit met ons doen. Maar omdat hulle sy gehoorsaam was, sê die Bybel, het sy beweeg en in haar gehoorsaamheid, suddenly he appears to her. I don't know where you currently find yourself, but the master has told you to move, but you're still awaiting for a feeling or something to happen. God say, unless you're not going to move, you're not going to have a suddenly experience with the master. Amen. Where do you find yourself perhaps today? Perhaps we are still sitting in our comfort zones. Mary kon gevoel het, maar ek kan nie gaan nie. Ek is veilig waar ek tans is. Ek is okay waar ek tans is. Is okay, ek glo jou. Ek het gesien, hy is nie daar nie. My engel, wil jy nie maar vooruit gaan nie? Maar sy het uitgestep uit haar comfort zone. Die Bybel sê, sy was bang gewees, maar sy het vol van joy, het sy binne in haar gehad. So met ander woorde, the joy of the Lord was a strength, although she acknowledged that she had fear inside of her. She was moved because of the joy. What is keeping us a prisoner in the grave today? Will we stay in the prison of hell, of our mind, of the world because of fear? Or will we say, God, I still have fear, but I'm going to move because your joy is my strength. Amen? It will be a suddenly season in your life. Wat so vir my opvallend is, Jesus sê vir hulle, do not be afraid. Want Jesus het geweet, hulle moet nog aangaan. Jesus weet, jy moet nog aangaan. Hy weet, dit stop nie hier nie. What happened after the cross? I have risen, ek het opgestaan vir jou, maar wat gaan nou gebeur? Hy sê, do not be afraid. Ek hou van die ander vertaling wat hy verskyn in hulle, en Jesus sê, peace be among you, shalom. He knows the world that they were living in was full of chaos. Maar ons lewe vandag nog steeds in 'n wêreld wat vol chaos is. But if we have the inner peace inside of us, the world can be chaotic around us, but the way we look at things will come from the peace inside of us. So the question God asks you, what are we carrying inside of ourselves today? Hy sê, beware. Hy sê, don't be afraid. Jy sit vandag hierso, en daar's verskillende stories wat vandag terwyl jy sit aan die vertel word. Terwyl jy sit, is daar miskien verskillende dinge wat deur jou kop aangaan, terwyl jy nou sit en luister. Ek weet nie waaraan jy dink nie. Ek weet nie waarop jy fokus nie. Maar ek weet daar is stories wat besig is om te gebeur terwyl jy sit. Maar Jesus kom en hy sê vir hulle, do not be afraid. Hy sê, why mustn't you be afraid? He say, be aware of rumors. I don't know what rumor are you currently listening to at this moment. I don't know what story are you clinging on to at this very moment. Hy sê in Mattheus 28 vers 11, vers 13 en 15. Hy sê, while the women were on their way, terwyl hulle nog op pad is, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they give the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. Nou my vraag is, as hulle nie slaap was, hoe weet hulle die disciples het hom gesteel? Dit maak nie sin nie.
how do they know is the disciples? Dit kon enige iemand gewees het. Hoekom sê hulle en hoekom hang ons die storie aan? Because sometimes we believe stories that we want to believe. Sometimes we believe stories that can keep us in our comfort zone. Alhoewel die stories nie relevant is nie, want hoe kan jy slaap, maar jy weet wie het kom steel? Of hoe kan sy disciples, wat vissermanne is, wat tollenaars gewees het, wat tax collectors was, teen die Roman army se soldate kom staan, teen manne wat reg is vir oorlog, manne wat getrein is al die jare, but still they believe him. Why? Because they believe what they want to believe. What do you want to believe today? That's the question. What do I want to believe today? So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. While on the way, the enemy will try to deceive you. While you are listening to this sermon this morning, the enemy will try to deceive you. While you are sitting here this morning, the enemy will tell you that Jesus is not in this place. It is impossible. While you are sitting in this place, the enemy will deceive you by a lot of things that had happened yesterday or this morning or even now. While you are sitting in this place or while you are looking at your finances, the enemy will come and tell you it is impossible for your finances to change. He is not risen, he is still dead. While you are sitting at a place that seems dead, the enemy will come and tell you Jesus is not alive. But the question remains, which story do you believe? Because your story will shape your life. Your story will change the way you look at things. Your story will create a world that you can live in. Your story can make you a slave. Your story can keep you in bondage. Your story can keep you in the grave. While they were busy, rumors were spread. While you are sitting here today, rumors is going on outside. While you were busy. But he said, don't worry. I've got something. I've got a plan for you. I've still got a plan for you. You have come to me or you have not come to me yet. Hy sê, ek gaan vir jou basiese instruksies gee wat jy moet doen. What happened after the cross? When I give my life to Jesus, what is going to happen after that? I have give you a plan. Ek gee vir jou die bloudruk. Wat gebeur? Is amper soos toe ek in die brandweer was, voordat ons by 'n gebou kon ingaan, by brande of by veldbrande, moes ons geweet het, we need to have the blueprint of the area. The blueprint will tell us, where is the exits? Where is this and where is that? The reason why we have to know it, if something happens, we must know what to do. So die Here gaan vir u en vir my vandag 'n blueprint gee vir 'n tyd soos die. For such a time as this. Hy is lewendig, so what now? Ek het verlede keer gepraat oor soos 'n foon. I can download the message. I can download the instruction. But if I'm not going to implement it in the phone, the download means absolutely nothing. I can shout, he is risen. But if I'm not going to implement the word in my life, he's risen, it means absolutely nothing to you. So do you feel alive this morning? Or do you feel dead this morning? What story do you believe this morning? He has risen, okay, I know, but let's go on. Kom ons kyk die volgende, the Great Commission and the transformation. God doesn't want you to conform, but he wants you to transform. You are called to transform, not to conform. God wil nie jy moet soos die gewone een wees nie. Hy wil hê jy moet 'n saamloper wees nie. Hy wil hê jy moet die verandering wees in jou lewe en in mense se lewe om jou. Maar kom ons kyk die volgende. When they saw him, they worship him. But some doubt. Some doubt. Then Jesus came and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of this age. Some doubt. Sommiges was onseker. Sommiges het getwyfel. Want die realiteit wat hulle vandag aanskou het, die realiteit wat hulle gesien het,
het nie werklik gelyk nie. Maar hulle was nog steeds daar, want dit was die joy wat hulle aangetrek het. Ek weet nie hoe jou realiteit daar buite lyk vandag nie. Ek weet nie hoe jou realiteit lyk waar jy jou tans bevind nie. Maar jou realiteit kan verander as jy gaan luister na die instruksie van die hoëpriester bo alle hoëpriesters. As jy gaan hoor in die instruksie van die koning bo alle konings. As jy gaan luister na die instruksie van Jesus. Daar is niemand hoër as hy nie. Hy sê, all authority has been given to me. Ek onthou die tyd toe ek 'n immigrasiebeampte was. Ek was dit ook. By Homefees, brandweer, immigrasiebeampte, alles in een. As nog klomp, ons gaan later uitkom. En ek gaan na die foreigners toe. Maar mannetjie, niks spiere nie, maar baie maar. Gaan na die groot manne toe. En as hulle my kyk, dan kyk hulle my maar net aan. Maar as ek my kaartjie uithaal, en hulle sien my autoriteit, submit hulle. Come on, van die immigration officer is in die huis. Jy kan maar doen wat jy wil, maar as die immigration officer sy kaartjie uitgehaal het, dan sê ek nou meneer, meneer baas. You understand? Because they understand the authority that was transferred to this, dat die maar mannetjie toe. Hulle het geweet, as ek met die autoriteit gaan loop, en ek wys vir hulle wie ek is, dan moet hulle submit. Does the enemy knows your authority? Does the enemy knows your authority? Does the enemy know who you are? Does anyone knows who you are? All authority has been given to you in heaven and on earth. Not certain authority. He has risen. He is alive. He is alive. He is alive. All authority has been given to us. Our outside circumstances, it can be hard. Dit kan donker lyk daar binne. Miskien sit die mense wat iets kos in hulle kaste het vandag nie. Miskien sit die mense wat dit moeilik mee gaan. Miskien is huwelik op die rotse. Your outside conditions lyk moeilik, but God wants to transform you inside. He wants to give you the authority. He has risen. He wants to give you the authority to speak to the mountain. Why? Because he has risen. Come, become alive. Become alive. Become alive. Moenie angstig rondkyk nie. Ek is met julle. You are ambassador of Christ. You are ambassador of Christ. Jy kan maar jou hoek kwaai hou. Maar as jy gereg kom stop, dan hardloop jy. Dit kan 'n maar mannetjie wees. Dit kan 'n kort mannetjie wees. Dit kan 'n vet man wees. Maar as hy sê dit, jy sal moet subdue, because he have authority. Jou omstandighede kan doen, but if you say, you know who I am, I come with the authority of the risen King, Jesus Christ. Ek stap deur my woongebiede. Die drakhuise staan oop, maar terwyl ek stap ek met autoriteit. God, I release your angels, God. I release your presence, Lord. I release your anointing, Lord. I'm releasing it, God. Die Bybel sê ek sal my engele aangaande jou bevel gee. Wanneer laas het julle engele gewerk? As ons die engele nog fit, gebruik ons die engele. Die engele is ooit geëet vir die werk, but we are so afraid to move into the authority. Kyk die mense, as ek daar ingaan, my hart het eers gebewe vir hy groot manne, immigration nie. Want ek weet, as hulle my sien, dan weet hulle. Rias is 'n getuie. Hy weet, as ek met hy Opel kap, hy het dit ons 'n kap gehad, man. Hy Opel Kadett kaps. Kyk, as ek optrek, en hulle sien my, dan moet die papiere uitkom. En meneere, ek soek vir julle môre 10:00 by die kantoor. Ek los dit daar. Kom maak hy papiere reg. Môreoggend voor 10, as ek daar kom, sit hulle in rye, want ek het met autoriteit gespreek. Spreek jy vandag in autoriteit? Mama, papa, jong mens, spreek julle met autoriteit vandag? Spreek ons met autoriteit vandag? Jesus confirm op die einde. I am with you. I am in this place now. I will never leave you, nor will I forsake you. Till the end of time, I will be with you. Miskien sê die storie vandag vir jou, it's impossible to be healed today.
It's impossible to receive salvation today. It's impossible for my finances to change. It's impossible for my marriage. It's impossible. He is still dead. Or you can believe in the story that he said, I'm with you. I'm in this building. I am here. Don't doubt me. I am with you today. So the question is, who is the driver in your seat today? Who's driving your life today? Which report do you believe? Which report do you clinch onto you? Which story are becoming your reality today? Wat 'n storie het te lank aan vasgehou? Wat nou? Wat nou? Omstandighede kan moeilik raak. Ek wil afsluit met die storie. Toe ek jonger was, het ek, hulle noem dit entevrees, of hoe noem hulle dit nou? Claustrophobic. En onlangs het hy vrees teruggekom na my toe. Ek is 'n pad uit Kaapstad uit, en ons kom deur die tonnel. En ek het altyd gesê, my kar of iets moet nooit breek as ek in die tonnel is nie. Daar's 'n lang tonnel tussen Woester en Parel, 'n stukkie daar. En ek het altyd gesê, daai kar kan nie breek of iets moet nie gebeur as ek daar binne is nie. Mense, toe ek die tonnel ingaan, jy dink ek kom ry die kar aan, nou so stadig. Toe ons binnekom, toe is 'n kar wat gebreek het. Hier's 'n trok voor my. Hier's 'n trok agter my. Jy hoor net zoom. En die claustrophobic wil terugkom na my toe. Maar ek besef ek het autoriteit. Ek besef ek is die drywer van hierdie kar. Ek besef as ek nou gaan paniek, gaan my passasiers paniek. Ek besef as hulle gaan sien hoe ek gaan optree, gaan hulle wel moedeloos raak. So in daardie moment sê ek, Heilige Gees, I need you now. Miskien lyk dit in jou lewe of die lewe jou in mekaar wil druk, soos ek gevoel het in die tonnel. Dit gelyk of die tonnel, maar dit was net 'n storie, want die tonnel kon my nie in mekaar druk nie. Dit was die storie wat ek jare geglo het. Miskien voel dit vir jou dat Jesus is dood. Miskien voel dit vir jou dat jou lewe jou in mekaar wil druk. Miskien voel jy gesak vandag. Maar dis 'n storie. Ek het 'n besluit gemaak daai dag. Sê nou God, I believe in your word. Al sal die vyeboom nie meer bot vandag nie, Here, nogtans gaan ek jubel. Say God, now. Here, ek is die lead pastor van Hope Family Park Dien. Hier's manne agter my. As die pastoor so aangaan, hoe gaan hulle paniek? Hy sê gaan en maak disippels. Hulle moet doen, hulle moet optree soos ek. Ek sê God, I surrender myself. Miskien is jy die enigste een in jou huis wat die Here aangeneem het. Jy kan nie optree soos die wat in die wêreld is nie. Jy is 'n ambassadeur vir Christus. We need to stand firm, family. We cannot talk the same language. We cannot treat them the same. We cannot panic if they panic. But we need to stand firm and say, God, I don't know what, but my trust is in you. My hope is in you. You have risen, Abba. Kom ons staan op vanmôre. Ek wil vanoggend 'n uitnodiging maak aan die wat miskien nog nooit die Here in hulle lewe aangeneem het nie. Wat die storie geglo het van die lewe. Wat die storie geglo het dat Jesus kan nie genees nie. Wat glo die storie dat Jesus kan nie meer die dooies oprig nie. Miskien is jy dood wat vandag hier so staan. Miskien exist jy maar jy leef nie. Miskien is elke jaar dieselfde. Ek weet nie waar bevind jy jou nie. Maar vanmôre is daar 'n opportunity to choose your story. And we're going to give you an opportunity this morning to choose your story. One thing I can tell you this morning, He has risen. Hy het waarlik opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Soos u vanmôre hier is en u wil u hart vir die Here gee, kan u hand vanmôre opsteek dat ons kan sien vir wie ons kan bid vanmôre. Is daar iemand wat vanmôre hulle hart vir die Here wil gee? That is sick and tired of being sick and tired. Ons sien die hande wat opgaan aan die agterkant. Ons sien die hande wat opgaan. En as ek so voel, hoe voel die Here nie? Ons sien die hande in die middel wat opgaan. Jy mag jy hande sak. As daar nog iemand is vandag, miskien hier's 2 groepe in die kerk. Miskien is daar 'n groep wat dop om te kyk wie se hand gaan op. Miskien is daar 'n groep wat sê, "Oh God, please, we bless them, God. I pray that more hands will go up." As jou hand vandag opsteek, steek jy dit nie vir Hope Family op nie, maar jy steek dit op vir die koning bo alle koning wat sê, "God, you have risen. God, you have risen." As daar nog iemand vandag voor ek 'n gebed gaan doen, kan jy hand opsteek vanmôre.
Wie wil die Here vanmôre aanneem as hulle persoonlike saligmaker? Ek wil hê die wat hulle hande opgesteek het vanmôre, moet die volgende gebed saam met ons doen. Kom ons bid saam en ek vra die gemeente om saam met ons te bid. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Vanmôre gee ons ons lewe in U hande. Dankie dat U opgestaan het. En dankie dat ons nou saam met U kan opstaan. In die naam van Jesus. Vader, ek bid vir die vanmôre, my God, Here, wat nou al by U is, my God, Here. Here, miskien is hulle moeg van omstandigheid, Here. Miskien het omstandighede hulle lewe begin raak, my God, Here. Here, miskien het hulle begin lou word soos die wêreld en omstandighede. Here, maar ek bid, Here, dat U hulle sal renew vanoggend, my God, Here. Here, ek bid dat U vir hulle sal sê vanoggend, Here, U het opgestaan, Here, en U het vir hulle die mag gegee, Here, om hulle hande op die siekes te lê. Here, wat ook al siek is in hulle lewe, of dit hulle verhoudings is, Here, of dit hulle gemeenskap is, Here, of dit hulle finansies is, Here, wat ook al dood is in hulle lewe, U sê, I have give you authority to speak to the mountain. Help them to speak to the mountain, Lord. Here, ek bid elkeen wat vandag hier sal uitgaan, Here, dat hulle ander stap in hulle sal hê, Here. Hulle sal 'n huppel hê, my Vader, Here. Mense sal vra, wat gaan aan? Hulle sal sê, ons is ambassadeurs van Jesus Christus. Can we share more with you? Just bless them today in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Among thousands